Jy kan die sitplek neem. Terwyl jy sommer so sit, kan jy na die persoon langs jou draai en sê, ek is bly om jou te sien. Nou, as die ligte aan het, dan sal ons nog blyer wees. Dan sal ek jou eers kan sien. Ek vertrou vanmôre, jy is bly om hier te wees, en ek is bly om jou te sien. Regtig waar. Vanmôre beleef ek 'n woord van die Here vir jou. Dankie orkes, baie dankie. Ek het 'n ernstige boodskap vanmôre en of jy nou jonk is of jy nou oud is, die boodskap is vir ons elkeen. Jy kan so saam my blaai na Exodus 14 toe so lank. Ek sien u is haastig op pad om te blaai daartoe. Ek dink voor ek by my skriflesing sal wil kom, wil ek graag 'n storie met u deel. En wat vanmôre al reeds gedeel was tydens die lofsange, nou die woorde uitgegaan het, is reeds so gepas, want daar's 'n tannie in Thailand. Sy wil graag 'n dis voorberei. Maar sy weet sy kan nie hierdie padda net sommer so in die kookwater ingooi nie. Want dan gaan die hele kombuis nou onder water wees en die panne gaan oral wees en dit gaan 'n gemors wees. So wat sy gaan doen is sy gaan die padda net so lewendig vat en hom in lou water sit op die stoof en stelselmatig maar sekerlik net 'n bietjie warmer stel. En daai padda, ek wens ek kon vir jou foto wys, lê so daar in daai pot. En voel jette. Dit het nou lou begin en nou raak dit lekker. Wie van julle hou van 'n jacuzzi? Daai padda voel so, maar kort voor lank, toe besef die padda, ek gee nou my laaste asem. Ek is bevrees, dis waar die kerk is vandag. Waar die founders gekry het op so 'n gemaksone, dat ons sukkel om, wanneer ons na hierdie prent kyk, voorlopers te wees, vir ons familie, vir ons vriende, vir ons naaste, vir die vreemdelinge dalk. As ek vandag moet stilstaan by jou, as die Here vandag by jou moet stilstaan en sê, is jy 'n Moses vir jou mense? Is jy 'n voorloper vir jou mense? And do you have what it takes? Dan wil ek vandag by jou kom pleit en vir jou sê, it's time to get my heart right, to get my mind right, to get my spirit and my soul right. Ek is eerlik met jou vandag en ek is ernstig met jou vandag, want ek het dit eens genoem, dis 'n ernstige boodskap. Ek dink nie die Here gaan tevrede wees met 'n dooie padda nie. Die Here gaan nie tevrede wees met 'n dooie kerk nie. En daarom wil ek vandag by jou kom pleit met hierdie inleiding van hierdie storie. Hierdie volk sou in slawerny gebly het. Ek wens ek kon elkeen, dis nou net 'n voetnoot daar, maar ek wens ek kon elkeen se naam kry. Is hulle dankbaar dat die Here hulle gered het uit slawerny uit? Gered het uit die greep van die voëlvanger, sê die Psalm. Uit die vyand se hand. Vandag praat ek met jou, man, vrou, jonk, oud. Die woord van die Here wil met elkeen praat vanmôre. Amen. Net so terloops, waar's die kappels? Kan die kappels net my hulle hande opsteek? Die getroudes, die kappels, daar sy. Vandag praat ek met jou, wanneer hierdie boodskap uitgaan, sien, is ek 'n Moses vir my mense? Is ek 'n Moses vir my gesin? Is ek 'n Moses by my werksplek? Waar's die enkelpaartjies? Kyk rond, next spot. Ag, enkelpaartjies, ek is nou te vinnig vir myself. Ek wil die enkel mense by 'n paartjies uitkry. Amen. Is daarom in die beste plek. Vandag as ek by jou stil staan, in jou wêreld, hoe gaan jy 'n Moses wees vir jou mense? Kyk net voor ek begin, was Moses perfek? Maar hy is 'n voorbeeld vir ons. En as een ding is wat ek van hom kan opkyk en wat besê 'n woord op hom plaas, 'n voorloper. Toe niemand wou stap nie, toe niemand wou loop nie, het hy gesê, hier is ek. Want die Here het my gestuur, die Here het my geroep. En gaan by die punte uitkom. Maar net ter inleiding. Ons leef in 'n tyd soos elke ander tyd. Jy weet, 100 jaar terug het hulle ook uitdagings gehad, probleme gehad. Iemand sê op 'n tyd, hulle moes partykeer modder eet. Met die hongersnood. Wat daar was. So ons leef in 'n tyd so moeilik soos enige ander tyd.
met ander uitdagings wel, ander opdraande, 'n ander stryd. Maar dit is asof die kind van God gekondisioneer is. Hoor hoe mooi selektief gebruik hierdie woord. Gekondisioneer, gekweek is. Nou 'n nuwe ingesteldheid het. Ons sal net wag op die Here. Dis skriftuurlik. Maar dit is amper asof ons sê, ag, die Here sal dit vir ons doen, die Here sal voorsien. Prys die Here, ek dis beplan. Partykeer soek ons net te maklik, hoor hierso. Ons soek te maklik, ons verwag die deurbraak. Ons verwag dit net. Die Here gaan net deurkom. Die Here gaan die deurbraak doen. Dit gaan so gebeur met die klik van 'n vinger. Ons wil net die Here se stem hoor. Ag, Here, sê vir my links of regs. Jesaja 30 vers 21 sê daar die woorde. Jy sal 'n stem van agter jou hoor wat sê of jy links of regs moet gaan. Ons wil die Here se stem net so hoor. Waar die woord van die Here sê, as jy aanhou klop, dan sal hy oopgemaak word. As jy vra, dan sal die Here antwoord gee. Maar ons partykeer asof ons net so verwag, met die klik van 'n vinger moet dit gebeur. Ek praat van die microwave effek, in 2 minute moet alles reg wees. Ons verwag in 'n oomblik, my vyand moet oorwin word. Ons wag in 'n oomblik, my familie moet gelei word en hulle moet almal net weet wat om te doen. Hulle sê, I don't need to help you to carry the bricks. You know how to carry the bricks. Jy weet om die droom uit te lewe. Jy weet wat om by te voeg. Jy weet om te lei. Ons verwag hierdie goedheid van self as gelowiges. Ons verwag in Moses se terme nou, ons verwag die beloofde land is voor in sig en al wat ons moet doen is net te loop. Ons verwag die seën van die Here. Dit is als net te maklik. But what are we willing to do? Are we satisfied with what we've got? Or are we willing to put in sometimes the effort? Nie die geloof te hê nie, maar die daad daaraan te sit. Moses het daar so terwyl hy daar so staan, het hy nie geloof gehad nie. Hy het ook dit in daad gesit. En ons sien sy geloof is in aksie. Dis my gebed vandag vir jou. En dis hierdie boodskap vandag, dat ons sal uitkom by 'n plek, by 'n kerk, wat nie sal stil staan en sê, hoor hierso, ek het soveel redes en soveel maniere wat ek kan sê, hoor hierso, dit diskwalifiseer my. Maar vandag wil ek stil staan by jou as voorloper. Kan jy net saam met my sê, ek is 'n voorloper? Terloops, as jy gevoel het jy is agter die woord van die Here sê, hulle wie laaste sal. Ag, dit eerste klink vir my soos eerste plek. Dit klink vir my so voorloper. Die Here weet jy moet die kop wees en nie die stert nie. Maar ek voel partykeer, julle hoor wat ek sê, ek dink nie die kerk se stert nie, ek dink die kerk se ingewande. Ons erns in 'n proses van, is ons nou seker. Dis 'n hele vertragingsproses. Jy's die kop. Jy's nie hier erns tussen rond nie. Jy hoef nie nog te dink daaroor nie. As die Here vir jou gesê het jy kan dit doen, dan moet jy dit doen. Kom ons lees saam. Vanaf vers 21 is dit waar die besies bewe. Toe steek Moses sy hand uit oor die see uit. En die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei die hele nag deur en die see droog gemaak en die waters is gekloof. Die waters is inderdaad gekloof. Daar is 'n baie mooi uitbeelding. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond. En die waters was vir hulle 'n muur van hul regter en aan hul linkerkant. Toe het die Egiptenaars hulle gejaag, die Egiptenaars, die vyand het hulle gejaag en agter hulle aangetrek. Al Farao se perde, sy strydwaans, almal. Dit sê nie die helfte daarvan nie of baie van sy waans nie. Al Farao se perde en sy strydwaans en sy ruiters is in die see in. En in die môre waak het die Here in die vuur, die wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. Die Egiptenaars is deur God in verwarring gebring. Vers 25, en hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor die strydwaans en oor hulle ruiters. Julle sien nou hoe die storie uitgebeeld word. Vers 27, en Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort. En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans
En die ruiters van Farao se hele leermag, wat agter hulle in die see ingetrek het, oordek, geen een van hulle het oorgebly nie. Ek lees hierdie gedeelte want ons verstaan 'n bietjie van die konteks daarvan, waar dit vandaan kom en waartoe almal nou gaan. Maar hier in die middel van alles is dit belangrik om die Here se stem te hoor en om dan te weet. Die volgende tree wat ek gee, ek's 'n voorloper. Ek moet 'n tree gee. Die volgende tree wat ek gee is die Here se stem na wie ek luister. Die volgende besluit wat ek neem is nie William nie. Die volgende ding die keuse wat ek maak is nie ek nie. Die volgende ding wat ek doen is die stem van die Here wat my rigting en my koers bepaal. Voor ons verder aangaan, ek wil nie hierdie boodskap misloop nie. Maar kom ons eer net die Here vir sy woord. Here, dankie vir die goeie, getroue, lewende, kragtige, aktiewe woord. Here, dankie dat u woord ons harte penetreer. Vanmôre soos 'n saad is in ons hart, mag dit ontkiem en mag dit iets in ons binneste kweek. Ek kom vra vanmôre, Here, dat u ook hierdie lippe sal salf. Soos Jesaja gesê het, ek weet nie wat om te spreek nie, ek is maar net 'n mens. Toe kom die engel en salf sy mond met 'n kool van die altaar. Here, kom rig my lippe. Mag hierdie boodskap u naam verheerlik. Heilige Gees, u is ook die naprediker. Werk in ons harte, vra ons in nederigheid en opregtheid in Jesus naam. Amen. Ek wil my eerste punt maak deur te sê God roep jou. Hy roep jou met jou verlede, hy roep jou met jou alles. Ek sit net gister met 'n man en 'n vrou en dit lyk my daar's 'n klomp geskiedenis en is 'n klomp goed en ek kan sien hy hou vas aan dit. Maar die Here roep jou met jou geskiedenis en al. Moses kon gesê het, hoorie, Here, hierdie verkeerde ou beet. Kan ek jou 5 redes gee, Here? Eerste ene. Julle kan dit neerskryf. Ek's 'n weeskind. Ek's 'n weeskind. Wil nie sê weggegooi nie. Want sy ma het hom nie weggegooi nie. Sy het nie 'n ander keuse gehad daai tyd nie. Maar sy sit hom in die krib en sy laat hom daar in die nyl. Hy's 'n weeskind. Hy's 'n moordenaar. Toe hy sien hoe hulle onwelvoeglik werk en nie reg werk met sy mense en toe hy al bietjie ouer is, dan maak hy die Egiptenaar sommer dood. Terloops, sy mense teen hom gedraai. Die Hebreëse mense, hulle teen hom gedraai. Hulle het gesê, wil jy nie wie iemand doodmaak nie? Wat gebeur as iemand teen jou draai, veral iemand na aan jou? Here, dankie dat jy my geroep het, maar nee, dankie. My mense lyk my teen my. Hy's 'n vlugteling. Hy's 'n hakkelaar. Ek's van die Kaap af, ek het 'n baie goeie boodskap, of nie boodskap nie, maar so 'n video gekry op my foon van die ou wat hakkel. Toe sê hy vir sy vriende, my ma maak nie reg nie. Sy wil my na hakkelskool toe stuur. Sê, hoekom? Ja, hakkel aan so goed. Jy het nodig om te leer om te hakkel, nee, hakkel aan so goed. Moses, hy hoef nie te geleer het nie. Dit kon hom diskwalifiseer, maar die Here roep jou soos jy is, met wat jy het, al het jy niks. Nou ontmoet vir Moses, oud. Weet julle hoe oud? 80. Wat diskwalifiseer my? God kyk nie na jou diskwalifikasies nie. O, Here, ek het 'n relaas. Here, kyk hierso. Hierdie punt, ek is onseker. Ek het baie vrees in my. Die Here wil nie kyk na al jou diskwalifikasies nie. Hy wil kyk na jou gehoorsaamheid aan sy stem. Dis waar hierdie hele toneel begin het. Daar was 'n brandende bos oomblik gewees en juis in daardie tyd, ek hou so baie van die staf wat daar so was. Die staf wys my net eintlik vir my, dit wys net Moses se nederigheid, want dis waar hy begin het. Hy was maar 'n klein vee oppasser. Jy gaan lees in Eksodus 3. God soek nie die verskonings nie. Hy soek jou. Hy soek voorlopers. Kan nie persoon langs jy draai en sê hy soek jou. O, ek hoop jy is ernstig oor. Die Here soek jou.
Ek onthou as 'n jong seun, miskien gaan ek weg met my boodskap. Ek onthou as 'n jong seun, sit ek aan die skool. Ek's half en half in 'n identiteitskrisis. Wie van julle was ook al daar gewees? Moenie jou hand opsteek nie. Maar ek onthou hier 14, 15. Ek dog as ek in die spieël ken myself, vandag herken ek my, môre herken ek my nie. Ek voel verwar, ek voel verdwaal en ek kyk hierdie een video greep wat hulle gespeel in die skool. En toe sê die man daarso, "You see, I was God's enemy and certainly not a fan, but then he came down and said, I want that man." En toe ek daai woorde hoor in myself, Here, U roep my. En ek kyk nie meer na dit wat my diskwalifiseer nie. Ek kyk nie meer na my draadjies nie, my maat het my hare gesny. Ek kyk nie meer na dit wat my diskwalifiseer nie. Ek hou nou graad 10 toe sê die meisie, "Is jy nie in die skool?" Toe lyk ek daarom soos iemand. Ek's hard op myself. Maar die Here kyk nie na dit wat jou diskwalifiseer nie. Hy kyk na jou gehoorsaamheid. Hy kyk na, is jy bereid? Jy sien, die Here roep jou met jou verlede, met jou alles, met jou gebrokenheid. Hy het Moses geroep, 'n weeskind, 'n moordenaar, 'n vlugteling, 'n hakkelaar in sy ouderdom. Die Here roep ook 'n Paulus. En ons kyk vandag na al die mooi wat Paulus geskryf het. Paulus, al jou briewe stig my so. As ek jou brief lees, dan wil ek sommer kerke bemoedig en vir mense aanspoor en al hierdie mooi dinge. Maar weet jy wat? Eens was hy ook 'n Saulus gewees. Hy skryf self en hoor die mooi oorwinning wat hy het in sy hart. Hy sê, ek was 'n groot sondaar. Ek was die grootste sondaar. In Engels sê, God's grace is sufficient for all. Hy sê, He can save all sinners, of whom I am chief. Ek is die grootste sondaar. Maar die Here het gesê, ek gaan jou storie draai. Ek gaan jou storie skuif. Jy gaan 'n voorloper wees in die Nuwe Testament era. Ek wil jou gebruik, ek wil jou oprig, ek wil goed in jou inbou om 'n verskil te maak. Hier in Witbank, geliefde. Kom met die praat vandag, mag die boodskap nie oor jou vlieg nie, mag hierdie boodskap in jou hart inslaan, dat ek en jy 'n verskil kan gaan maak, dat ons voorlopers kan wees. Dis 'n aktiewe woord. Die Engels is forerunner. Hy roep vir Gideon. Gideon sê in Rigters 6 vers 12, Here, moenie my gebruik nie. Ek's die swakste in my stam van Manasse. Ek het die kleinste stam. Ons is die minste. En die Here sê, but you're a mighty man of valor. Vandag wil ek vir jou sê, die Here sê vir jou, ek roep jou met jou verlede en alles. You're a mighty woman and you're a mighty man of valor. Moenie die vat as William se woorde nie. As ek vir jou sê, vat dit as 'n kompliment, maar wanneer die Here met jou gepraat het, is nie 'n kompliment nie. Dis iets wat in jou inbou, dit staan vir ewig. Mense maak beloftes en breek dit, maar die Here het nog nooit 'n belofte verbreek nie. Die mens sê goed en gee hulle woord en sê dalk iets moois en agter die rug sê iets anders, maar die Here het nog nooit dit gedoen nie. Hy roep vir Gideon en kyk wat was die resultaat in Rigters. Hy het die vyand oorwin, keer op keer op keer. En selfs met min gaan die Here en hy bewerkstellig dit. Selfs met min oorwin hy 'n groot vyand. Jy sien, die Here wil jou gebruik met jou verlede. Here, ek het eintlik 'n baie interessante verlede nie. Ek voel dalk miskien het ek in die kerk groot geword. Ek was eintlik baie soet geweest. Ek was nie regtig baie rebels geweest nie. Die Here wil jou gebruik in dit. Steeds, waar's my gehoorsaamheid? Die Here roep vir Petrus, 'n visserman. Nou hulle sê visserman het nie baie mooi gepraat nie. Ek weet nou nie, ek sien nie 'n visserman nie. Waar's die visserman? Nie moet jy aan opsteek nie. Nou net dink as jy praat ook vuil. Maar dit is duidelik dat Petrus ook maar 'n verlede het. Ek weet Petrus was baie ontsteld geweest die dag toe Jesus daar aankom in Matteus 9. Jesus kom maar aan en toe Petrus uit vir sy vriende so pas gesê, julle, hoor hierso. Ek gaan nie meer vis vang nie, ek gaan nou vissers van mense maak. Wat beteken dit? Hy sê, 'n man het my geroep, ek gaan nou gaan. En hy kom maar aan by die huis, Jesus genees sy skoonma. Hy sê, wat het nou gebeur? Los haar. Los my skoonma. Ek spot. Los die koers. Maar hy roep vir Petrus met verlede en al. Julle ken trappe van vergelyking. Goed, beter, beste. Kind van God, sondaar, tollenaar. Die Here roep 'n tollenaar.
ongeag Matteus se geskiedenis, ongeag sy verlede. Wat diskwalifiseer jou? Niks diskwalifiseer jou nie. Wanneer die Here jou roep, roep hy jou met jou verlede en jou alles. Moenie vandag hierso kom sit en sê, "O Here, moenie my gebruik nie. Ek kan nie regte ware voorloper wees nie." Die voorlopers is moontlik die profete, die apostels, die evangeliste. Die Here roep jou. Jy onthou wat die titel was? Voorlopers, net onder dit, is ek 'n Moses vir my mense. Die Here roep jou. Moses, 'n eenvoudige man. Maar die Here roep hom. Hoor jy die foto van D.L. Moody? Hoor hoe mooi is hierdie. As jy gevoel jy's nou insignificant. Ag, dankie Salome. Moses spent 40 years thinking he was somebody. Ek het in die paleis groot geword. 40 years learning he was nobody. And 40 years discovering what God can do with a nobody. Ek spreek dit vandag oor jou. Die Here het jou baie meer gemaak as jou gedagtes en daai negatiewe goed wat jy oor jouself dink. As jy nou self kyk in die spieël en jy sê, daai oor dit, wil ek vir jou sê, daai is een ding. Die spieël mag dalk een ding sê en jy mag dalk oor jouself voel so, maar sien jouself soos die Here jou sien. Funksioneer nie uit jou eie werksetiek uit nie, maar funksioneer uit wat die Here vir jou gesê het. As die Here iets gesê het, dan wil ek dit doen. Ek is besig om voor myself uit te gaan. But see what God can do with a nobody. God can take a nobody and make him a somebody. That's also written in the word. Daar staan sy naam geskrywe. En ek loof die Here se naam daarvoor. Ek wil oorgaan na my volgende punt toe. Die vyand is altyd daar. Die vyand is altyd daar. Ek gaan nie vandag vir jou prosperity gee en sê, jy is 'n man van God en jy is 'n vrou van God en alles gaan net seëvier nie. Jy sien, dis waarmee ek begin het. 'n Kerk wat passief is, sê, ag, die Here gaan alles uitsorteer. 'n Kerk wat passief is, 'n kerk wat een kant sit en sê, hoorie so, die water voel lou. Dit voel nou 'n bietjie warmer as lou, maar voor jy weet, gee jy laaste asem geestelik. En ek dink die Here roep ons vir baie meer as dit. As om tevrede te wees met die taktieke en die maniere van die vyand. So vandag praat ek oor iets bietjie dieper in jou. Om bewus te wees van die vyand. Party mense sal eerder slawe wil bly, as om teen die vyand op te staan. Ons is so honger, hier in die woestyn. Dankie Here, maar nee dankie, ons wil teruggaan en gaan slawe wees. William se vertaling. Is dit dalk waar jy is? In jou geestelike reis? Is dit wat 'n voorloper sê? 'n forerunner, 'n een wat daar so voor is, 'n rigtingaanwyser vir my familie, vir my gesin, by my werk. Ek praat vandag met jou, want die Here het soveel meer in jou opgesluit. 1 Petrus 5 vers 8 sê, die vyand loop rond, soos 'n brullende leeu, maar weet jy wat, hy loop maar net rond soos dit. Jesus is die leeu van Juda. Hy is die een wat die finale sê het. Wanneer die Here dit gespreek het, dan is dit so. En terloops, daar is baie meer oorwinning in Jesus se naam, as in die vrees ek en jy kan hê vir die vyand se taktiek en sy werke. Jesaja 59 vers 19, when the enemy comes in like a flood, God will raise a standard against it. Quoteer jy dit vir jouself? Spreek jy dit oor jouself? Wanneer die vyand kom en dit lyk vir jou so en jy staan aan die ander kant daarso, besef jy die vyand is daar, but when the enemy comes in like a flood, God will raise a standard. Die Here sê ek het die laaste sê. Daar's nie iets soos 'n tragedie vir die Jode nie. Ek dink ek het dit al genoem. Want die Here het die finale sê. Jesaja 54 vers 17, geen wapen teen my gerig sal seëvier nie. Die wapens word gerig. Kan ek iets bysit? As ek kyk na Efesiërs 6, dan sien ons dat die 4 pile word geskiet. Maar dit word weerstaan as gevolg van jou geloof in Jesus Christus. Jou geloof in 'n ewige God, in 'n lewende God, wat vir jou is, met jou is. Filippense 1 vers 6 sê, die goeie werk wat God begin het, sal hy tot volëinding bring. Die Here sal nie roep na die beloofde land toe nie. Terloops, wie van julle weet wanneer het die Here die beloofde land genoem vir Moses? By die vuur. By die plek van ontmoeting. So die oomblik wanneer die vyand vir jou sê, hoor hierso, hier's 'n paar dinge. Al die strydwaans is op pad na jou toe. Ons gaan op elke manier gaan as jou teiken. Ek het ook gister saam met daai man sit, hy sê, dit voel ek val links, ek val regs, ek val vorentoe, ek val agtertoe. Dit voel ek val en ek kom hier vorentoe. En wil ek vir jou sê dat die Here wat die goeie werk begin het in jou sal tot volëinding bring. Die vyand is daar, maar die vyand sal nie oorwin nie. Ek ken die einde van die boek wat ons die Bybel noem. En die vyand het nie oorwin nie. Ek dink dit behoort vir ons 'n verrassing te wees nie. Maar mag dit in ons 'n blydskap kweek om te sê dat wanneer die vyand daar so is, kan ek quoteer, kan ek spreek oor my lewe, kan ek spreek oor my omstandighede. God het die finale sê.
Vir my as voorloper sal ek bly gehoorsaam wees op die Here se stem. Amen. Jy mag maar amen sê. By dit, miskien moet jy hierdie neerskryf, nie net op Facebook nie, maar neerskryf in jou hart. Vrees het die vermoë om jou vyand groter te maak as wat hy is. En ek dink nie ons word geroep as kerk om te vrees nie. Ons word nie geroep as kerk om onseker te wees nie. Ek dink Moses was wel 'n bietjie onseker geweest toe hy daar staan en hy vat die staf en hy kyk so uit na die see en wel die Here het gesê ek moet die staf oplig en ek moet nou die see skei. Vat maar 'n bietjie onsekerheid. Ek sê 100% seker nie, maar dis geloof. Geloof om te sê ek gaan dit nie definieer as onsekerheid nie. Ek gaan sê steeds in die midde van wat voor my lê, gaan ek steeds sê Here, dis vorentoe. Dis vorentoe want ek is 'n voorloper. Ek moet hierdie mense lei. Daar moet deurbraak wees, maar ek gaan na U luister. En daarby my punt nommer 3. Die stem van God. Ons luister na die stem van die Here. Moses het meer as 150 keer neergeskryf in die boek van Exodus. Die Here sê vir Moses en God het met Moses gespreek en die Here spreek met Moses meer as 150 keer. So dit wat my sê dat dit wat Moses gedoen het agting opgegee. En hy het dit gedoen. Miskien voor ek verder aangaan, toe ek hierdie boodskap lees, deur die boodskap gaan, toe besef ek een van die hartseerste goed van Moses. En nou kom ek sê hy is nie perfek nie. Want as dit kom nou by die stem van die Here, lees ons in Numeri 20. Die mense murmureer, die mense kla, en die mense is aan die wemel, en die mense is besig met al hierdie goed, en hy word opgewerk, en die Here sê, hoorie so, my krag lê nie in die staf nie, my krag lê in jou gehoorsaamheid. Hierdie keer wil ek jy moet met die staf gaan slaan nie, hierdie keer wil ek jy moet spreek met die rots, en hy raak ongehoorsaam en hy slaan met die staf. En die Here sê, as gevolg van dit sal jy die beloofde land sien, maar jy sal nooit ingaan nie. Kom ons luister na die stem van die Here. Kom ek maak 'n punt daarvan. As ek kyk na Jona ook 'n tragiese storie, hoe hy eintlik aan die heel einde van die boek heeltemal weggeval het, maar hoor die kruks van gehoorsaamheid. Wanneer ons die stem van die Here hoor, dan moet ons in gehoorsaamheid opereer. Jona is ongehoorsaam. Hy gaan Tarsus toe. Nie Ninive toe nie. Maar die Here roep jou van Ninive. Die Here roep jou, daar's 'n Ninive in jou lewe, daar's 'n iemand in jou lewe en jy moet daai persoon bereik. Daai persoon sal tot bekering kom as gevolg van jou gehoorsaamheid. Hy praat vandag met jou. Die Here sê, daar's 'n Ninive in jou lewe. En jou ongehoorsaamheid keer jou. En dalk sit jy soos Jona in 'n ongemaklike posisie en 'n groot vis vir 'n klein ruk of vir 'n tyd en jy voel amper, moet ek tot bekering kom voordat ek ander mense tot bekering bring? Miskien is dit gebeur vandag. Miskien is ek soos daai padda wat so sit en ek voel gemaklik. Maar Here sê, ek het nie 'n Moses geroep om gemaklik te wees, ek het 'n Moses geroep om voor te loop. Ek het jou geroep om voor te loop, nie om gemaklik te wees in die omstandighede nie. Jy kan blydskap in die omstandighede, ek sê nie, jy mag nie blydskap hê nie. Ek sê partykeer raak is so gemaklik, want dis wat die vyand oor ons bring. En dan lewe ons in daai spasie, in daai kopgang, gedagtegang. Die mense van Ninive, die Assiriërs, as jy verstaan wie die Assiriërs was, die wrede mense wat hulle was, hulle noem dit flaying people. Mense se vel afgehaal. Snaakse mense. Dis hoekom Jona gesê het, ek sal die duiwel tot bekering bring. Ek wil nie vir hulle tot bekering bring nie. Maar hy bring die boodskap en almal, shame die diere selfs, hulle moes ook vas. Maar almal het tot bekering gekom. Dis wat gebeur wanneer ons Johannes 2 vers 5 toepas. Maria gaan en sy sê, dit wat Jesus sê, dit wat hy sê, doen dit. Miskien moet jy vandag by dit stil staan. Hoor jy die stem van die Here? En ek dink ons doen nie altyd nie. Want Exodus 14, vers 14 sê dan hierdie einste woorde, maar hoor mooi. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Maar wat gebeur daarna?
Toe vra die Here vir Moses. As jy stil is en die Here stry vir jou, beteken nie ek is stil. Ag Here, gaan doen wat U wil doen. As ek stil is, dan luister ek na die Here se stem. Want daar gaan vers 16, en jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Dit kon alleenlik gebeur het toe Moses begin stil word. Miskien kan ons die Here se stem hoor, duideliker hoor, wanneer ek en jy in ons gedagtes en ons lewenswandel begin net stil word, want ons is so besig. Ons gedagtes is so oral. Ons sukkel om tyd te maak vir die Here. Ons sukkel om te doen wat hy sê. Ons sukkel om voorlopers te wees. Daarom sal ons altyd in die gemaksone wees, om eintlik niks te beteken vir die koninkryk nie. Hoor wat sê daai predikant van Amerika, Adrian Rogers, een van my gunsteling predikante. Hy sê, to be almost saved is to be totally lost. Wat bedoel hy? Hy sê, om amper die stem van die Here te hoor, is om glad nie die stem van die Here te hoor nie. Dis hoe ek dit sien. Om amper gehoorsaam te wees, is om glad nie gehoorsaam te wees nie. Om amper die volk te lei tot in vryheid, uit slawerny uit, is om dit glad nie te doen nie. Dis soos wanneer jy pool speel, en jy skiet daai balletjie, en hy maak so amper in. Hy is nie in nie. Ons wil die stem van die Here hoor, ons wil doen wat hy sê. Naaman, as julle ken van 2 Konings 5, met die woord van die Here deur Elisa gekom, om vir hom woord te gee, om te sê, gaan reinig jou 7 maal, daar in die Jordaan. En toe het gedoen het, toe was hy skoon van sy melaatsheid. Wat sal gebeur met hierdie dorp? Wat sal gebeur met jou familie? Wat sal gebeur met jou werk? Wat sal gebeur? Ek weet nie eens waar om te stop nie. Maar wat sal gebeur wanneer ek en jy gehoorsaam sal wees aan die stem van die Here? Ek sê jou weer, daar gaan weer 'n see kan skei. Dalk nie 'n fisiese see nie, maar daar gaan vir mense deurbraak kom, want ek en jy is besig om die voorlopers te wees vir mense. Ek gaan oor na my 4de punt toe. Daar's 'n beloofde land wat voor ons is. Daar's 'n beloofde land, die land wat oorloop van melk en honing, sê die woord van die Here. In Eksodus 3 vers 8. Dis 'n visie, dis 'n plan wat God vir ons het. Partykeer lyk hierdie plan nie altyd die beste nie. Dis partykeer maar kronkelpaaie. Wat sê die psalmdigter in Psalm 121? Ek hef my oë op na die berge. Dis meervoudsvorm. Dit beteken is dit oorkombaar, maklik nie. Maar kind van die Here te wees is altyd maklik nie. Ek dink is net die ESV wat dit sê. For wide is the gate, broad is the road that leads to the. Hulle sê the way is easy, but narrow is the gate. And the way is difficult, the way is hard, that leads to everlasting life. Partykeer is dit in daai oomblikke wat geloof gevorm word. Dis juis in hierdie verdrukte tyd wat geloof en perseverance, soos ons lees in Jakobus, waar dit gekweek word, gevorm word. Jy weet, as alles mooi vlot verloop, dan hoef ons nie die Here toe te gaan nie. As alles mooi vlot verloop, dan vertel ek en jy ons eie getuienis, weet jy hoe goed is ek? Maar wanneer ek en jy in 'n plek geplaas word waar ons eer aan die Here gee en sê, maar die Here het my deur hierdie ding gedra, hy het op my pad gesit, maar ek het deur te gekom. Dis hoekom ek sê, ja, ek sê altyd, ek is so dankbaar vir Job se laaste hoofstuk, want hy het nie in die ellende net gaan sterf nie. Die Here die finale sê gehad. Die beloofde land was in sig. Sy vee en sy voorspoed en al daai goeders was weer in sig. Miskien is daai ook 'n voorloper. Partykeer in sy stilte. Miskien is voorloper nie altyd die geraas en die opmaak en die groot bewegings en die see wat oopgaan nie. Miskien is daai getuienis gewees vir sy kinders ook. Om te sê, weet jy wat? Ek gaan 'n voorloper wees selfs in my stilte. Selfs op my manier. Maar julle kan na my kyk as 'n voorbeeld. Die beloofde land is voor ons. Jeremia 29 vers 11 sê so mooi dat die Here ken die planne wat hy gaan ons koester. Ons ken daai gedeelte al te goed. Van voorspoed, nie teëspoed nie, van 'n hoop en van 'n hoopvolle toekoms. Daar's iets voor my. Frans het dit op 'n tyd, wat by ons young adults is, hy het op 'n tyd vir ons net weer eens kom oopbreek in gebed. Maar hy gesê het,
Jy sal die Here soek. Al hierdie goed gaan gebeur. Jou planne die Here se planne sal seëvier en sal uitspeel in jou lewe. Maar soek ons hom. Dis in die beloofde land is baie maklik en dis die en daai en dit, maar soek ons nog die Here. Sit ons nog tyd saam met die Here. Want as ons hom soek met ons hele hart, dan sal ons verhoor. Psalm 23 sê hierdie, ek noem hierdie want uiteindelik is die beloofde land voor ons, maar soos julle sien daar, soos die see ook voor ons. En voor ons by die beloofde land kan uitkom, moet ons eers hier deurgaan. Ons soek nie net die deurbraak nie, ons wil hê die Here moet saam met ons deur dit gaan. Ons soek nie net alles maklik nie, ons wil graag hê, ons het 'n storie om te vertel, ek wil graag 'n bietjie met julle in detail gaan, ek wil 'n bietjie beskryf oor die goedheid en die genade van die Here. Het jy 'n stoel? Vertel my 'n bietjie oor Jesus, het jy 'n stoel? Kan ons 'n koffie kry, want die gaan 2-3 ure vat. Kan ons nog dit doen? Kan ons nog vir 'n tyd lank sit saam met iemand wat nie die Here ken nie, of vir 'n tyd saam met iemand sit en met hulle praat en in hulle lewens spreek? Met wie is daai persoon wie jy moet sit? Want ons moet in mense se lewe deponeer. Die psalmdigter gaan in Psalm 23 en sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, al gaan ek deur dit, ek sal geen onheil vrees nie. Ek hou van die Engels, ek het op 'n tyd nou vir mense dit genoem. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, maar die Engels sê, though I walk. Hulle het nie gekruip daar nie. Die Here het jou nie geroep om te kruip nie. Die Here het jou geroep om te staan. Terwyl ek en jy op pad is na die beloofde land toe, hoe gaan die Here my oor hierdie berge kry? Hy gaan my help en ek gaan oor hierdie berge kan kom deur dit uit te stap saam met die Here. Dis 'n wandel met die Here. Dit val my by. Is dit nie wat die woord van die Here sê in Psalm 103 nie? The people knew God's works, but Moses knew God's ways. Hy het God se weë geken. Hy het die wandel saam met die Here geken. So op pad na die beloofde land is dit my en jou belangrik om te weet dat al is daar hierdie goed wat rondom ons is en die see wat voor ons is, ek sal dit nie vrees nie, want U is met my. Ek het dit al genoem en ek wil dit weer noem. Die beloofde land was nooit die prys nie. Die kwartels en die manna en die voorsiening van die Here, die water, dit was nooit die prys nie. Die prys was eintlik nog altyd gewees, die Here, die God van Israel, is teenwoordig. Maar die volk kon dit nie sien nie. Jy sien toe die beloofde land nie goed genoeg was nie, en selfs op pad so en toe bou hulle weer die kalf en hulle gaan onmiddellik oor na ander gode toe. Kan ek vir julle sê, miskien doen ek en jy dit. Miskien sê ons die Here is vir ons belangrik, die Here is nommer 1, maar ons is eintlik besig om ander goed in ons lewe te bou, ander altars in ons lewe te bou, ander goed, en dan sê ons, ja, ons wil nie beloofde land toe gaan. Op grond van wat? Kom ons sit by die voete van die Here. Ek wil vra die orkes vir ons opkom. Ek wil afsluit met my laaste punt. Die beste ding wat Moses kon doen is hy kon die seën oordra. Dit waarmee die Here hom geroep het, die stem waarmee die Here hom geroep het, is dieselfde stem waarna Joshua geluister het. Joshua was sy opvolger. Joshua het gesê, hierdie man weet hoe voor te loop en ek gaan ook 'n voorloper wees. Jy sien vir jou en jou familie en jou gesin en of by die werk, waar ook al, jy ken mos nou waartoe hierdie preek gaan in jou hart. Die mense wie jy lei, who are you raising? Of as jy sterf, dan sterf jy seun. Die woord gaan dieper met ons en praat van panim, gesig, gelaat, God's face. Eksodus 33 vers 11 sê, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig soos 'n man met sy vriend spreek. Hoorie mooi. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar, Joshua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Moses sit aangesig tot aangesig en Joshua word ook daarso bevind. Kan ek jou vra, is jy die enigste Moses vir jou mense? Of is jy besig om ook 'n Moses op te rig? Wie in jou familie is jy besig om op te rig, om 'n verskil te maak, om 'n voorloper te wees? Om te sê, die Here praat met my, ek hoop die Here praat met jou ook. Wie van julle weet wie Steven Furtick? Steven Furtick, of jy hou nou van hom, of jy nie hou van hom nie, daar's seker goed hy doen wat ek baie van nou, en hy het hierdie liedjie Talking to Jesus. En hy sê, my oldest is 15.
I'm trying to raise him upright. Hy sê, hy het so in sy tienerjare, hy is besig met snaakse goed, hy sê, but I remember what that was like. Trying to deal with the drama, try to figure out the questions in life. And I say, ek wil jou iets leer. I just want to try to show him how to make it all right. And I say, but one night he walked into my room. What did Moses and what did Joshua? One night he walked into my room. And to say, jammer pa, ek is jammer ek pla. He said, no. You couldn't have picked a better time. You see, I was just talking to Jesus. Why don't you come on and give it a try? En hy nooi sy kind en hy nooi sy seun en hy sê, Joshua, jy's ook 'n voorloper. En ek het net onlangs gaan kyk, sy seun is nou ook besig om te bedien. Die seun word oorgedra. As ek vandag by jou kan stil staan, verlang jy nie ook dit nie? Om 'n Moses figuur te wees, 'n voorloper te wees? Verlang jy nie net om te sê, Here, dankie dat jy met my praat en dankie vir deurbraak en dankie dat ons deur die storms kan loop en deur die goed kan kom. Maar Here, ek wil net hê jy moet rus by my nie. Ek wil hê jy moet oorspoel na my familie toe. There's someone that I'm impacting. Dis hoekom die woord van die Here sê, mag die seën van die Here rus op jou kinders en hul kinders van geslag tot geslag. Dis my uitnodiging vandag. Ek wil jou graag, ons het nog 'n tyd oor. Ek wil jou graag uitnooi. Moenie nou kyk net die horlosie nie. Wil jy vandag dalk vorentoe kom en sê ek wil my saak reg kry. Ek's 'n voorloper. Ek wil 'n voorloper wees. As jy is, kom staan nie voor. Ek wil 'n voorloper wees. Miskien sê jy, ek wil nie net 'n voorloper wees nie. Miskien as jy alreeds die voorloper, jy sê, ek wil graag die seën laat oordra. As jy is vandag, wil ek graag by die voorkom staan. Al wat ek gaan doen is, ek gaan jou salf, en ek gaan die seën van die Here oor jou spreek, dat jy 'n seën kan gaan wees vir ander. Dat ek en jy voorlopers kan gaan wees, vir ons familie, by ons besigheid, vir Witbank, waar ook al jouself vind, jou wêreld, dat die mense sal sien, daar's iemand wat in die bres tree, daar's iemand wat hier so staan, en 'n voorloper is. As jy is vandag, ek wil jou oorsluit nie, as jy is vandag, kom staan hier so voor, ek wil graag saam met jou bid. Ek is dankbaar dat die boodskap praat met jou. Daar sê die Joshua's, kom ook uit. Kom staan hier so voor. Gemeente, ons gaan nog 'n laaste lied sing, Come Holy Spirit. Kan ons net daar so waar ons sit, ons hande uitstrek na die mense toe. Hierdie mense wat sê, ek wil graag 'n pion wees, 'n pilaar wees, ek wil graag 'n iemand wees vir die koninkryk, ek wil graag 'n voorloper wees. Elke tree wat ek gee, elke ding wat ek sê, word gerig van bo af. Van bo af ingelê, sodat ek dit kan gaan uitlê vir mense. Ek sê altyd, begin vertikaal en dan gaan dit horisontaal. Ons gaan vanmôre iets ontvang van die Here af. Kan ons net so in 'n ry staan? Dankie. Kan ons hande uitstrek en ek wil jou vra, kom bid vir hulle. Bid vir hulle asof dit jy is. Bid vir hulle asof jy so voor staan en sê, Here, gebruik my. Ek gaan vir ons oë toe maak, ons gaan daai lied saam sing. Dankie, Ursula.